Goeiemôre broers en susters, baie welkom hier by ons erediens vanoggend. Net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Gelukwense aan senior lidmate wat hierdie week verjaar. Broeder Gert Olivier van Serenitas, nommer 6 wat donderdag verjaar. Dan vier ons weer die sakrament van die Heilige Nagmaal, DV volgende Sondag. En daar is nog geleentheid vir lidmate wat die gemeente ete na die diens wil bywoon, om hulle name op die blou vorms in die voorportaal op te skryf. Ons verwelkom weer vanoggend vir Prof. Johan Jansen van Rensburg, emeritus professor in praktiese teologie, hier in ons midde. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om na u te luister, en ons bid u die seën van die Here toe op die verkondiging van die woord vanoggend. Baie dankie. Goeiemôre gemeente, van my kant af wil ek my dank uitspreek dat ek die geleentheid het om van tyd tot tyd na u gemeente toe te kom. Ek wil nou maar dit sê, dat hierdie gemeente 'n besondere plek in my hart het. Hier is 'n atmosfeer, hier is 'n gereformeerde, godverheerlikende gemeente en erediens. En wat 'n voorreg dat ek ook hier mag wees van tyd tot tyd. Baie dankie daarvoor. Ons erediens begin vanmôre met die wotum uit Psalm 136, die eerste vers. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En ook die sang vanoggend sal dan wees uit 3 lofliedere. Ons wil graag onsself in die hele erediens aan die Here wy. Genade vir u en vrede van God ons Vader, in en deur die Here Jesus, die Christus, die Verlosser, en deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met Psalm 33, die eerste en die tweede strofe. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Geloofsbelijdenis is altyd 'n heilige oomblik, want dan staan ons voor die Here God,
die kenner van ons harte, en ons bely dat ons glo. Kom ons doen dit met vreugde, met dankbaarheid en met oortuiging. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, ja, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Uit die baie geleenthede in die woord van die Here, waar ons met die wet van God, die wil van God gekonfronteer word, lees ek vanoggend uit Matteus 19 vanaf die 16de vers. Die gebod van God, die 10 gebooie, word in die 2 tafels saamgevat. Jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar was deur die eeue tot vandag toe nog baie vrae oor die naaste liefde. Wat is die naaste liefde? So lees ons dan in Matteus 19, daar het iemand na hom toe gekom, dit is na Jesus toe, en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Let op die vraag, wat moet ek doen? Dit was vir my 'n groot skok as jong predikant om agter te kom by hoeveel mense in ons kerk, belydende lidmate, getroue lidmate, opregte lidmate, daar nog die persepsie is, ek moet iets doen om gered te word. Jesus sê vir hom, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel u, het hy gesê. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê. In watter opsig skiet ek dan nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy baie bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hier eindig die skriflesing met die klem daarop, dat die persepsie dat ons iets kan doen, om ons verlossing te bewerk, om in die hemel te kom, om God tevrede te stel, daardie persepsie word deur Jesus totaal en al geruïneer. Want wat beteken dit om jou naaste lief te hê? Dit beteken om die onmoontlike te doen. Is daar iemand wat vanmôre kan sê,
dat hy sal doen of gedoen het wat Jesus vir die jong man gesê het, gaan verkoop al jou goed, gee dit vir die armes. Is dit prakties? Is dit moontlik? 'n Mens, as jy eerlik is, kry die gevoel van moedeloosheid. Wie kan dan nog gered word, vra die disippels. Inderdaad. Jy kan jouself nie met jou beste werke red nie. En Jesus wou dit vir die jong man laat besef. Jy het verlossing nodig, jy het 'n verlosser nodig. Jesus is die verlosser. Hy is die een wat namens ons die wet van God volkome onderhou het. Kom ons bely ons onmag om onsself te red. Ons bely ons skuld en ons sonde. Skrifberuiming 9. Van die Here sê, as ons sê dat ons geen sonde doen nie, ontken dat ons sondaars is, dan is ons leuenaars. Maar as ons ons sonde bely, erken, berou toon, God is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, hoe het U ook nie weer deur U woord en U Gees ons vertroos nie, want ons dra swaar aan die las van ons sonde, omdat U Heilige Gees gedurig met ons besig is, word daar op ons hart gedruk die ongeregtigheid, die selfsug, die ongeloof en ja, selfs die losbandigheid van ons lewe. Ons dra swaar aan hierdie skuld. Maar U gee ons elke keer uit U woord
op verskillende tye, op verskillende maniere, die versekering dat daar vergifnis is deur die bloed van Jesus Christus, ons verlosser. Daarom mag ons in u teenwoordigheid wees. Daarom mag ons u kinders genoemd word. Daarom wil u ons in u koninkryk gebruik. En hier is ons, Here, met ons teenwoordigheid en ons gesindheid, wat by u bekend is, wil ons u dien. Laat ons deur u Heilige Gees elke dag meer en meer geïnspireer word om u te verheerlik, met woord en daad en gesindheid te doen wat u van ons vra. Laat ook hierdie uur u naam verheerlik word deur die wyse waarop u woord verkondig word en deur die wyse waarop ons in gehoorsaamheid en aanbidding daarna luister. Ons vra dit in die naam van ons verlosser Jesus Christus, terwyl ons wag op u Heilige Gees om ons te inspireer. So kan u Vader verheerlik word. Amen. Dit is 'n besondere skrifgedeelte wat ons vanoggend lees uit Hebreërs hoofstuk 9. Mag ek net die sydelingse opmerking maak dat die Hebreërbrief, waarvan die wetenskaplikes nog onseker is of dit Paulus is wat dit geskryf het of iemand anders. Sommige meen dit kan tog wel Paulus wees, ander sê nee. Is die algemene gevoel wat 'n mens kry, dat Hebreërs 'n ongelooflike teologiese boek is. Dat 'n mens byna nie kan dink dat daar soveel eeue terug, soveel insig, soveel wysheid en kennis in die woord en die openbaring van God kon wees as wat ons hier in Hebreërs kan lees nie. Ek wil u aanmoedig om werklik moeite te doen om van tyd tot tyd of met 'n studie die boek Hebreërs te lees. Ek lees dan Hebreërs 9 vanaf die 11de vers, maar ons teksvers gaan vers 4 wees. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie, maar sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is Jesus ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Ons eindig die skriflesing hier. Daar kom in almal van ons se lewe een of ander tyd
'n skielike situasie, 'n omstandigheid waar ons dan vra, wat nou? Wat nou? Baie mense, as hulle die eerste verse van die eerste boek van die Bybel lees, kry hulle die gedagte, wat nou? Immers, ons lees daar dat God alles geskape het, en dit was goed, en dat hy die mens geskape het, en dit was baie goed. En dan lees ons, Adam en Eva het gesondig. Hulle het gekies om God tot leuenaar te maak. En toe het hulle weggekruip, want hulle was bang. Wat nou? Die persepsie wat by baie mense ontstaan, is dat God toe ingegryp het. En dat hy gesê het, nee, maar wag, kom ons maak 'n plan. Verkeerd. Want die Bybel, en spesifiek hierdie skrifgedeelte, en die 4de vers van Hebreërs 9, laat ons baie duidelik verstaan, God was nie onkant betrap deur die sondeval nie. Daar was nie 'n wat nou oomblik ooit by God na die sondeval nie. Want God het van alle ewigheid af in sy goddelike raad reeds 'n plan gehad, 'n wil gehad, waarmee hy die skepping, die sondeval en die herskepping benader het. Ons lees in die 4de vers. Daar word nou gepraat van die verbondsark. En die verbondsark was in die heiligdom, waarin daar alleen die hoëpriester eenmaal 'n jaar kon ingaan in die onmiddellike teenwoordigheid van die heilige God. En hierdie verbondsark wat in die heiligdom, in die allerheiligste gekom het, daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van Aaron wat gebod het, as ook die plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. As ek u sou vra, as iemand anders u sou vra, waarom hierdie 3 items in so 'n heilige omstandigheid soos 'n verbondsark in die allerheiligste, 3 items, 'n kruik met die manna, die kierie of die staf van Aaron en die kliptafels van die wet. Wat was die doel daarmee? Wat het dit beteken? Was dit soveel van waarde dat juis hierdie 3 gekies is deur God om daar in die heiligdom te wees? Die antwoord is, dit was nie 'n wat nou oomblik nie, maar dit was 'n volmaakte, presiese en ewige raadsplan van God, omdat hierdie 3 items wat in die verbondsark geplaas is en waarvan die volk moes weet, een groot boodskap gehad het.
Die manna word vir ons vertel in Eksodus 16, nadat die volk uit Egipte uit die plek van slawerny getrek het en honger begin kry het in die woestyn en in opstand gekom het, het God kwartels gestuur, sê vers 13 en 14 van Eksodus 16. Kwartels wat in die oggend gekom het en in die aand manna wat soos vlokkies gelê het, soos sneeu wat opgetel kon word om te eet. Deur die geskiedenis, uit die aard van die saak, het dit altyd gebly as 'n moment. God het ingegryp en in die woestyn het hy vir ons brood gegee, brood van die lewe. En in Johannes 6 word vir ons vertel dat die fariseërs soos gewoonlik in 'n stryery was met Jesus. En toe vir Jesus gevra het, hoekom is jy so besonders? Hoekom moet ons na jou luister? Ons Vader het in die woestyn vir ons manna gegee. Wat kan jy doen? En Jesus sê, dit is ek. Die manna in die woestyn was die brood van die lewe, was die teken, was die belofte, was die plan dat die woord van God, die brood van die lewe sou word. Al die tyd het die Vader en die Seun en die Heilige Gees die plan gehad dat die brood van die lewe wat die ewige honger sou stil maak, sou kom. En die volk moes dit sien en verstaan toe Jesus verskyn het. Hier is die manna. By Bethlehem, huis van brood, is die ewige lewensbrood gebore. En dan in die ark kom daar ook nog die staf van Aaron. Hoekom 'n staf en juis van Aaron? Numeri 17 gee vir ons die antwoord. Numeri 17 sê, daar was weer een van daardie oomblikke toe die volk gemurmureer het, toe hulle gekla, toe hulle in opstand gekom het. En toe sê die Here vir Moses, laat almal, elkes van die 12 stamme, sy persoon bring, wat moet intree in die gebed. En laat hulle stawwe kom neersit voor die heiligdom. 12 stamme. En elkeen moet sy stam se naam op daardie staf skryf. En in die oggend sal ek aanwys watter staf, van watter stam ek kies. Die oggend het die staf van Aaron gebod, gelewe, 'n dooie stok wat 'n lood bring. En skielik word die profesie van Jesaja 11 waar. 'n lood het uitgespruit. God het dit beplan.
En die betekenis, die boodskap van daardie loot wat uitspruit, is dat daar uit 'n dooie stok lewe sal kom. En toe Jesus gebore is, het hy gekom om dood te gaan. Om te sterwe aan die kruis. En hy was werklik dood. Alle pogings tot vandag toe nog om te sê, daar was een of ander misverstand, of daar was een of ander skelmplan, wat hulle ook al sê, die feite bewys dat Jesus gesterf het. Dood. Maar in die staf van Aaron het daar 'n loot uitgespruit. En Numeri 17 sê, daar het selfs ook amandelblomme gekom. Daar is lewe. Uit die dood, lewe. Christus het opgestaan. En die loot van Aaron se staf was 'n belofte. 'n openbaring van 'n plan wat God gehad het. Dat in die sterwe van die Messias sal die lewe kom van sy opstanding. En daar was die tafels van die wet, geskryf deur God, die 10 gebooie. Deur die geskiedenis was die 10 gebooie vir die volk voorgehou as God se ooreenkoms. God het met Abraham gepraat. Jy lees dit in Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17, die verbond. Ek sal vir julle 'n God wees, sê die Here. En julle moet vir my 'n volk wees, vra die Here. En as hulle sou vra, hoe moet ons vir die Here 'n volk wees? Dan sal die 10 gebooie sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. En al die ander van die 10 gebooie. So moet jy vir my 'n volk wees. En elke keer het die volk oortree. En elke keer was die volk ongehoorsaam. Was hulle in opstand. En as jy lees hoe God daarmee geworstel het. In Hosea sê hy, my hart is omgekeer in my. Ek wil julle nie meer hê nie, maar ek kan julle ook nie los nie. Want God het sy verbond gemaak en hy het 'n belofte gemaak aan Abraham. In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En daardie belofte moes hy nakom. En in Christus Jesus het hy dit vervul. Die tafels van die wet was die getuienis dat dit sonde voor God is om te doen wat hom nie behaag nie. Hy is heilig. Wees heilig, sê hy, want ek is heilig. Maar Israel het hulle nie daaraan gestuur nie. En deur die eeue was daar die skuld en die offerhandes en dis beeste en lammers en duwe en wat alles wat geoffer is. En die bloed is gesprenkel oor die volk as 'n uiterlike roepstem aan versoening.
En toe kom Jesus. En hy word genoem, Hebreërs 9 vers 15, die middelaar van 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms. En wat was die nuutheid van daardie ooreenkoms? Deur die eeue het die hoëpriester uit die Levitiese stam, uit die stam van Aaron gekom om offerhandes te bring, jaar na jaar. Maar toe Jesus kom, het hy eenmaal deur die heiligdom gegaan. Nie die heiligdom van die tempel nie, maar het hy deurgegaan deur die heiligdom van die hemel. En het hy by God aan die regterhand as hoëpriester ingetree vir sy volk, vir sy kinders. En sê hy, as jy my naam voor die mense bely, sal ek jou naam voor my Vader bely. Maar as jy skaam is om my naam voor die mense te bely, sal ek skaam wees om jou naam voor my Vader te bely. Hoëpriester, eenmaal en vir altyd uit die geslag en uit die stam van Aaron. Dit is die 3 tekens wat in die ark van die verbond was. Manna, 'n staf en kliptafels. Wat sê dit vir ons vandag? Is dit vir ons enigstens van betekenis? Moet ons sê, dit is ver in die verlede, dit was vir Israel? Nee, kom laat ek dit vir u kort opsom. Nommer 1. Die inhoud van die verbondsark wys vir u dat God van alle ewigheid af geweet het wat om te doen. Daar was geen wat nou oomblik nie, maar God was in beheer deur die hele geskiedenis. Nommer 2. Christus Jesus is die inhoud, is die kern van die raadsplan van God. Sonder Christus was daar geen raadsplan nie. Sonder Christus was daar geen oplossing vir die verlorenheid van die wêreld nie. Hoe kan dit dan wees dat daar gesuggereer en gesê word dat jy op ander maniere ook tot God kan kom? Jy hoef nie aan Christus te glo nie. Wat 'n leuen uit die hel. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Derde, bring dit nie vir u 'n nuwe perspektief op die Bybel nie? Wat het ons van die Bybel gemaak as 'n boek wat ons voel ons moet lees, maar ons het nie eintlik lus nie, en ons het nie moeite nie, en ons sal hier 'n teksvers kies en ons sal daar 'n kaartjie vir mekaar stuur, maar die Bybel, heilig ja, maar moeilik om te glo. Ag, as jy verstaan, wil jy huil. Want bladsy vir bladsy, van Genesis tot Openbaring, praat van die raad van God, die plan van God, die in beheer wees van God, deur die ganse geskiedenis, waarvan die 3 elemente in die verbondsark altyd sal dien as getuienis. God het 'n plan. En daardie plan is Jesus Christus, die verlosser, aan die kruis, uit die graf en in die hemel. Amen.
Kom ons bid saam. Ons Here, ons is verslae en gevul met diepe ootmoed dat U, ewige God, van alle ewigheid af geweet het wat U wil doen. God het geen behae in die dood van die sondaar nie, maar dat hy hom sal bekeer tot Christus en sal lewe. Dankie dat U Heilige Gees en U woord dit aan ons geopenbaar het. Dankie dat U Heilige Gees die wedergeboorte bewerk het, waardeur ons kon glo. Jesus is die Here. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offerandes. Kom ons loof die wonderlike Here en Verlosser deur saam te sing Psalm 146, daarvan al 4 die strofes. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.